Die getuienis. Beginsels tot geestelike groei. Wat is jou doel hier op aarde? Hierdie was een van my vrae wat ek onbekend oor was, hoekom ek hier op aarde is. Vandag het ek geen twyfel dat elkeen van ons deur God uitgekies is om die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitleef. In Jeremia 1 vers 5 sê dat die Here jou geken het nog voordat jy in jou moeder skoot gevorm is en dat hy jou gekies en aangestel het om namens hom te praat met die nasies van die wêreld. Kom ons hoor gou die 3 verskillende kategorie waaronder 'n persoon kan val. Okay, so kom ons kyk na die verskillende groepe. Daar's 3 hoofgroepe. Dit is nie presies net so dit is nie. Dis net hoe die Heilige Gees vir ons geleer het van die verskillende groepe. So wat ons moet verstaan is die eerste groep is werkende mense. Dit beteken byvoorbeeld jy het jou eie besigheid of jy werk vir iemand of 'n maatskappy. Staan dit in die woord? Ja. Kom ons gaan lees in Markus 13 vers 34 sê, dit is soos 'n man wat op reis is, wat sy huis agterlaat en sy diensknegte volmag gegee het en vir elkeen sy werk en aan die deurwagter bevel gegee het hoe om te waak. So elke een het 'n werksafdeling. Ons almal het iets om te doen. Markus 13 gaan oor waar Jesus verduidelik van wanneer hy gaan terugkom, gaan dit skielik wees, maar Jesus verduidelik wanneer hy terug aan hemel toe, dan moet ons almal werk en as hy terugkom, dan gaan hy kom kyk wat ons gedoen het, nee? Maar nou, hoekom moet ons dan werk? Hoekom moet ons geld maak? Hoekom moet ons kos probeer in die hande kry? Kom ons kyk, wat sê Numeri 18 vers 21? Ek het dit laasweek ook opgenoem. En kyk, ek gee aan julle die kinders van Levi al die tiendes in Israel as 'n erfdeel vir hulle dienswerk wat hulle verrig, die dienswerk van die tent van samekoms. Sien so, die werkende mense wat geld maak, of 'n salaris verdien, of so iets, die doel van hulle is om in die koninkryk weer in te saai, want die bediening het ook fondse nodig. Nou, ja, die Here kan dat geld in die lug uitkom, of geld in iemand se bankrekening ingaan, dit gebeur, maar die Here gebruik ons as mens om die geld af te lewer in die persoon se bankrekening, of die kerk se bankrekening, of die gemeenskap se bankrekening af te laai. So sien julle as die posman, die hemelse posman. Groep 2 is wanneer jy deeltyds werk en deeltyds vir die Here werk. Dit is soos Paulus. Paulus was 'n tentmaker gewees en hy het kerke gestig. Nou as jy gaan lees in Handelinge 18 vers 1 tot 3, het hy aangekom by die dorpie en toe sien hy as mense wat tente maak en toe gaan help en gaan werk saam met hulle om die tent te maak. En die Sabbatdag toe gaan preek hy weer. So hy het deeltyds gewerk. Is dit ook skriftuurlik? Ja, dis ook skriftuurlik. Kom ons gaan kyk gou in Deuteronomium 28 vers 12. Maar die Engels sê het, He the Lord will open to you the good treasury, the heavens, to give you rain to your land in its season, and to bless all the work of your hands. And you shall lend to many nations, but you shall not borrow. So daar's 'n season, so dit is 'n seisoen, né? Paulus het in 'n seisoen het hy gewerk om geld te ontvang, en die ander seisoen het hy weer bedien. So alles is daar skriftuurlik. Dan kry jy weer die derde groep, en dit is voltyds vir die Here te werk. Dit is natuurlik volgens my die moeilikste groep. Almal het hulle eie probleme, hulle eie situasie, maar menslik gesproke was dit vir my die moeilikste groep om te aanvaar. En dit is voltyds vir die Here te werk, soos die disippels. In Markus 6 vers 7 tot 12 kan jy gelees, maar ek wil net vers 8 vir jou lees. En dit is waar Jesus vir die disippels 2-2 uitgestuur het, en hy sê vir hulle, en hy het hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te neem nie, as net 'n stok alleen. Geen reisak, geen brood, geen geld in die beursie nie. Sien, so dis die mense wat voltyds gewerk. Hoekom moet hulle voltyds werk vir die Here? Want hulle moet baie reis, baie mense sien. Dis byvoorbeeld waar die Here vir hulle gesê het in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou sien so, hier is die derde groep wat dan moet gaan en uitgaan in die veld te gaan werk om siele te bereik. Nou beteken dit dat groep 1 wat voltyds werk, groep 2 wat deeltyds werk, nie ook siele moet bereik nie? Ja, ons almal moet siele bereik. Dis net op verskillende vlakke. En jy wat voltyds werk, sien die plek waar jy werk. Dit is jou gemeente. Die persoon wat werk op die kantlyn en die vir Here werk, hy het 2 gemeente, as ek so kan sê.
uit sy werksplek waar hy werk en die gemeentes waar hy bedien. Dan die voltydse mense het net die voltydse veld waar hulle bedien. Dis hulle gemeente. Ons almal het 'n gemeente wat ons kan bedien. Almal het skape wat ons moet oppas. Die vraag is net, is jy bereid om te doen wat die Here van jou verwag om te doen? Want baie keer het ons eie gedagtes en ons eie ideale wat ons wil bereik. En ek besef op 'n stadium waar die Here sê, hy sal ons hartsbegeertes vir ons gee. Wanneer jy so naby aan die Here wil leef en net wil doen wat hy wil doen, dan begin jy sy hartsbegeertes te ontvang. En omdat jy sy hartsbegeertes ontvang, wil jy net doen wat hy wil hê jy moet doen. Maar daar kom ook 'n tyd van rus. Onthou, dis nie net werk nie, daar is ook 'n tyd van rus. Net soos in Lukas 10 vers 40 het Martha en Maria gewerk en toe Maria hoor Jesus kom, toe spring sy daar op en sy gaan sit daar by Jesus se voete en Martha wat net werk, kom na Jesus toe sê, kyk na my suster, sy lê net daar by u voete. En Jesus sê vir haar, dis die beste plek om te wees vir Maria. Weet jy, kom ook 'n rustydperk, so onthou, om gebalanseerd te leef, balanseerd vir die Here om te werk, dan kom ook 'n rustydperk. En die rustydperk is om by Jesus se voete te gaan sit. Die vraag is, watse kategorie val jy in? Maar is dit dan al? Nee, want die volgende word van ons verwag en is 'n opdrag van die Here. Elkeen het gawes ontvang van die Here en moet dit reg gebruik. Ons moet mekaar dien sodat God se genade deur ons na mekaar toe kan vloei en so word die Here se naam verheerlik. Ons is die sout van die aarde en die lig vir daai wat nog nie tot Christus gekeer het nie. In Matteus 5 vers 16 staan dat ons moet lewe om die helder lig wat in ons is uit te laat straal sodat mense kan sien en die hemelse Vader daarvoor kan prys. Die Here het my eendag 'n visioen gegee waar ek 'n boom langs 'n rivier sien staan het en dat daar vrugte aan die boom is. Die wortels van die boom het tot in die rivier beweeg. Ek het gesien hoe mense van die boom se vrugte pluk en dan onder die boom se skaduwee gaan sit het. Ek het vir Jesus gevra, wat is hierdie visioen wat ek sien? Hy het vir my gesê dat ek die boom is wat die vrug dra. Die wortels wat in die rivier inloop is waar my geesmens ingetap is om van die lewende water te kry, sodat ek wat die boom is, veel vrug kan dra. Maar die vraag was, hoe aangenaam is die vrug wat ek in hierdie wêreld dra? Jesus het my daarna 'n skrif gegee om te bevestig dit wat ek gesien het in Jeremia 17 vers 8 wat sê, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. In Johannes 15 vers 16 sê Jesus dat hy ons uitgekies het om vrugte te dra wat sal hou. En wanneer ons boom slegte vrugte dra, sal dit uitgekap word en in die vuur gegooi word. Ons gaan natuurlik eendag voor Vader staan en beloning ontvang vir die vrug wat ons hier op aarde gedra het en vir die werk wat ons vir hom gedoen het. God die Vader gaan die kwaliteit van ons werk deur die vuurtoets sit en wie se bouwerk staande bly, sal deur God beloon word. Maar die wat se bouwerk deur die vuur verteer word, gaan skade ly. Daar is natuurlik baie skrifte in die woord wat hierdie verteenwoordig en ons lees dit in Openbaring 20 vers 12 waar ons eendag voor God gaan staan en wanneer die boekrol oopgemaak word, gaan ons geoordeel word vir dit wat ons hier op aarde gedoen het, vir elke daad en vrug wat ons gedra het. Die vraag is, hoekom moet ons veel vrug dra? Ons moet werk asof ons vir die Here werk en nie vir die mens nie, want die Here sal ons met 'n erfdeel beloon. Ons skatte is nie hier op aarde nie, maar ons moet ons skatte in die hemele bou waar daar geen mot of roes of dief daarby sal kan kom om te steel nie. Of jy nou voltyds werk, jou eie besigheid het, deeltyds in bediening en deeltyds werk of selfs voltyds in bediening is elkeen van ons se opdrag van God om vrug te dra en sy naam te verheerlik. Elkeen het 'n mandaat hier op aarde en dis jou plig om dit uit te voer volgens die plan van die Here. As jy nie seker is wat jou mandaat is nie, gaan bid daaroor en vra die Here om dit vir jou te openbaar. Ons moenie net aanvaar dis ons lot hier op aarde as gevolg van dit wat om ons aangaan en waar ons onsself in die lewe bevind nie. Bid dat die Here aan jou sal openbaar dat jy in sy perfekte plan is en moenie vertraag dit waarvoor jy geroep is nie.
Jesus is ons grootste voorbeeld en ons moet sy voorbeeld volg. Ons almal moet streef na die woorde, well done, good and faithful servant, wanneer ons eendag voor ons God gaan verskyn. Volgende week gaan ons gesels oor die nagmaal en hoekom ons nagmaal moet neem, hoekom dit so belangrik is. Ons WhatsApp nommer is 0711662178. Hallo? 0711662178. Vir getuienisse, gaan na ons webtuiste. Na www.diegetuienis.co.za. Moenie uitmis op ons volgende deel nie.